die Here ons God, wanneer ons vanmôre hier in die erediens in sy teenwoordigheid kom. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly, tot in ewigheid. Amen. Mag daar vir ons genade en vrede wees, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Broers en susters, loof saam met my vanmôre die Here, en ons gaan Psalm 149 sing. Van Psalm 149 gaan ons al 4 die verse sing. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank, o, al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy Maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Psalm 149, vers 1, 2, 3 en 4, en daarna bly ons staan om saam ons geloof te bely. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied. Laat Israel voor sy Maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Al moet sy naam en roem laat hoor, in feesgesang en sangerskoor, met harp en trommelslae. Heer sy volk weer guns betoon, sagmoediges met heil gekroon, uit vrye welbehae. Laat hulle juig in staat van eer, juig op die bed waar hul wel heer, die lydense geslaak het, Gods lof verheffing in hul stem, die slagswaard in hul hand geklem, wat tot die straf ontwaak het. Selfs konings moet in kettinge gaan, en edles in die boei geslaan, is magteloos kruisgevangene. Die eeuwe oordeel word voltrek, die Heer sy volk met roem oordek. Loof hom 'n jubelsange. Saam met die gelowiges regdeur die eeue, en in besonder vanoggend, waar ons begin dink aan ons Here Jesus se lyde, gebly dan saam met my jou geloof, deur as volg saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Nadat ons vanoggend geluister het na die wet van die Here, gaan ons antwoord deur Psalm 119 vers 7 en vers 11 te sing. In besonder hou vers 7 in gedagte wanneer ons nou na die wet van die Here luister. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Laat my oë gaan skou die wonders wat u wet my openbaar. Kom ons luister dan na die wet van die Here soos ons dit in Eksodus 20 vind. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poort is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Laat my oë gaan skou die wonders wat u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde, niks is daar wat my behoort. Maar een ding daarna verlang ek, dis die rykdom van u woord. Heer, leer my u wet dat ek dit tot die einde toe kan hou. Gee verstand en gee volharding, dan bly ek daaraan getrou. Laat my leef na u bevele, niks wat my so kan behaag. Neig my hart daartoe maar nimmer, om na woekerwins te jaag. Kom ons bid saam. Onze groot en almagtige God en hemelse Vader, met 'n lied in ons harte, 'n lied van lof en prys, kom ons vanmôre as kerk bymekaar om u naam te loof en te prys. Want Here, wat 'n voorreg het ons om voor u te kan kniel, om voor u te mag verskyn as geregverdigdes, vrygespreek deur
die verlossende bloed van u Seun Jesus Christus, wat vryelik gevloei het, sodat elkeen van ons vergewe kan wees, onverdiend, uit loutere genade. Dit, Here, is die voorreg wat ons besef ons het en waarom ons nederig vanmôre hier aan u voetbank kom kniel en u kom dank. Want grootmagtig is u, Vader. Dit is u wat geskep het met die spreek van woorde. Dit is u wat elke dag onderhou. Ons ervaar dit fisies wanneer ons sien hoe dat die reën val rondom ons. Ons ervaar dit in ons gemoed wanneer ons bly raak soos wat ons die reën sien val. Want sou u vir 'n enkele oomblik u hand van voorsiening wegvat, sal ons ophou om te bestaan. Almagtig is u, alwys, alwetend, alomteenwoordig. Mense woorde waarmee ons probeer om 'n klein bietjie van u grootheid te begryp. En tog weet ons dat dit vir u 'n lieflike klank is. Wanneer ons uitroep, juig al wat leef. Maar Here, ons wil ook vanmôre aan u opdra, hulle wat hartseer is. Hulle wat in hierdie week by 'n oop graf moes staan, moes afskeid neem van 'n geliefde. En ons wil bid en vra dat u vertroosting sal gee. Stuur u Gees en skenk krag. Skenk bemoediging, Vader. Neem in u tyd die seer weg. Maar help ons ook om altyd te besef dat wanneer ons rou ons soos Christene wat weet dat die dood slegs 'n deurgang is. Dat ons die dood in die oë kan kyk en vra, waar is jou angel? Waarom moet ek vir jou bang wees? As dit u wil is, Vader, skenk ook beterskap aan hulle wat siek is. Hulle wat alreeds gevorderd is in jare, wie se lewenskrag te kwyn. Vertroos hulle, bemoedig hulle, versterk hulle. Ons dink in besonder aan hulle wat 'n brandende begeerte het om saam met ons hier u naam te loof en prys, maar wat vanweë hulle gesondheid dit nie kan doen nie. Verseker hulle ook, Vader, dat selfs daar waar hulle moontlik alleen is, u by hulle ook is. Rig ons gedagtes in hierdie uur tot u. Breek af dit wat versoeking bring, dit wat ons gedagtes mag laat dwaal. As dit u wil is, help ons dat ons vrugbare harte sal hê, sodat ons die woord kan hoor, dat dit in ons harte sal val en dat dit sal groei en vrug dra, 100 en 1000voudig, Here. Gee dat ons lewens daardie vrug sal weerspieël. Spreek dan in hierdie uur, Here, met ons, want u diensknegt, u diensmaagd luister. Amen. Ek gaan in vanmôre se prediking gaan ons kyk na Openbaring 1. Dit is spesifiek die groetboodskap van Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. En met die oog daarop, kom ons sing Psalm 20. Psalm 20 is 'n baie bekende seënpsalm, 'n psalm wat ons vir mekaar toesing wanneer ons mekaar seën. So kom ons sing Psalm 20, ons gaan vers 1, vers 2 en vers 4 sing. Vers 4 lees, mag hy die ryke God u gee al wat u hart verlang,
vervulling van wat u beraam, mag u die guns ontvang. Psalm 20, vers 1, 2 en 4. O mag die Here u verhoor. Jakobs God, u dekken oorlogstyd. Mag hy sy heil en bystand stuur uit oue heiligdom en mag uit Sion ondersteun van waar hy op sal kom. Mag hy die ryke God u gee, al wat die hart verlang, vervulling van wat u beraam, mag hy die guns ontvang. Die preek wat ek vanoggend gaan lees is deur Dominee Fanie Coetzee geskryf. Hy is by die Gereformeerde Kerk Potchefstroom, die Bult. Ons gaan kyk na Openbaring vers 1 tot 8 en ons gaan in besonder fokus op vers 4 en vers 5. Kom ons lees dan Openbaring hoofstuk 1 van vers 1 tot 8. Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan. Want die eindtyd is naby. En dan ons teksverse van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here. Sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ons lees tot hier. Ek gaan vir ons weer vers 4 en 5 lees. Aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Genade vir julle en vrede. Kan julle aan 'n beter of 'n mooier, 'n wonderlike manier dink om 'n erediens of 'n preek, selfs 'n nuwe week te begin as die woorde genade vir julle en vrede. Broer en suster, wat ook al jou omstandighede is waarin jy tans verkeer, maak nie saak wat dit is nie, troos hierdie woorde, genade en vrede. Besondere woorde, troosryke woorde nie. Ja,
Al het jy nou niks meer oor op aarde nie. Al is jou laaste bietjie gevat. Al gee jou gesondheid op hierdie stadium in. Al word jy van al jou besittings beroof. Al moes jy by 'n oop graf staan. Al is jy te midde van 'n voorspoedtyd, 'n tyd van geluk, van lekker tye. Genade en vrede vir jou. Nie dat jy genade en vrede mag hê nie, nee, genade en vrede vir jou. Daar is genade en vrede. Dis joune. Jy het dit reeds. Kan jy jouself indink hoe waardevol hierdie woorde was vir die vroeë kerk? Hierdie gelowiges in Klein-Asië aan wie Johannes skryf. Hierdie boodskap wat gerig is aan die 7 gemeentes in die destydse Klein-Asië. Vandag is dit bekend as Turkye. Hierdie gebied en die gemeentes wat daar was ten tye was by name Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En hierdie 7 gemeentes geografies is in 'n sirkel op die kaart. En dit was definitief ook nie die enigste gemeentes van die tyd nie. Maar miskien noem Johannes hulle omrede hulle 'n sirkel vorm. Dat dit dalk in sy gedagte is om die kerk as geheel aan te spreek. Omdat simboliek in die boek Openbaring so 'n belangrike rol speel, kan ons ook aflei vanuit die getal 7 dat dit wel sy bedoeling was om met al die gemeentes van die vroeë kerk te praat. Die boodskap was aanvanklik in elke gemeente voorgelees. Die boodskap en die simboliek daarvan is van so 'n aard dat ons kan aanvaar dat reeds in daardie tyd was dit wyer as net daardie 7 gemeentes waar dit gelees is. Maar hoe ook al sy, maak nie saak waar dit gelees was nie. Stel jouself vir 'n oomblik voor hoe hierdie openbaringsboodskap moes wees vir hulle. Destyds wanneer dit op 'n Sondag voorgelees is. Want broer en suster, vir hulle was dit nie 'n maklike tyd nie. Die boek Openbaring word hier in die einde van die 1ste eeu geskryf, om en by 95 na Christus, onder die Romeinse keiser Domitianus, is die Jode uit hulle sinagoges verban, hulle is ekonomies, polities en kultureel verdruk. Hulle lewens is in gevaar, hulle word aktief vervolg. Ten minste een gelowige, Antipas, weet ons is reeds tereggestel. Hulle word tot die dood toe vervolg vir dit wat hulle glo. Die feit dat hulle bely Christus Jesus het uit die dood opgestaan. Hulle word beskuldig dat hulle die keiser nie langer meer aanbid nie, want dit was wat die geloof van die tyd was. Hulle word beskuldig dat hulle die harmonie tussen gode en mense versteur, dat daar nou allerlei natuurrampe kom. Selfs die geliefde en bejaarde apostel Johannes, tot wie die boodskap kom, is verban na die eiland Patmos toe. In hierdie moeilike omstandighede word hierdie boodskap voorgelees van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade vir julle en vrede. Dieselfde boodskap, presies dieselfde boodskap wat vanoggend hier in Rustenburg verkondig word. Christus Jesus is dieselfde en daarom is dit dieselfde boodskap. In hierdie tyd, op hierdie plek, dieselfde God. En dis die boodskap waarmee ons hierdie nuwe week binnegaan. Die simboliek van die 7 gemeentes reik immers baie verder as net die gebied van Klein-Asië. Die simboliek van Openbaring dui op die volheid van die kerk van die Here. Dit is baie wyer as tyd en plek. Hoor dan vanmôre die woorde van die Here as hy sê, genade vir julle en vrede. Genade was 'n tipiese groetwoord wat die Nuwe Testamentiese gelowiges mekaar mee gegroet het. In amper al Paulus se groetwoorde in sy briewe word daar gegroet met genade. Dit beteken om iets te kry wat jy nie verdien het nie. Dit dui in die Christelike konteks spesifiek op die verlossing van God in ons Here Jesus Christus.
Paulus probeer dit vir ons verwoord in Efesiërs 2 as hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Die genade wat toegesê word, dui op die lewende band tussen God en die mense wat dit ontvang. Aan die ander kant vrede, die tipiese Ou Testamentiese groet, Shalom. Die vertaling van die baie bekende Hebreëse woord, Shalom, is vrede. Dit dui nie net op die afwesigheid van oorlog nie, maar ook op 'n heelheid, 'n voorspoed, 'n rustigheid wat oor jou kom. Harmonie. Maar ons moet hierdie woord in sy wydste sin lees. Hy wat in vrede met God leef, is 'n heel mens. Hy verkeer geestelik in vrede met God, met vrede met homself, met die mense rondom hom en met die omstandighede waarbinne hy leef. En het julle gehoor, eers genade en toe vrede? Want sonder die genade van Jesus Christus is dit vir ons onmoontlik om in vrede te leef. Daar kan nie vrede tussen God en mens wees as ons vir Jesus Christus buite rekening laat nie. En dit word ons toegesê. Ons ontvang dit. Dit kom reg van die begin af na ons toe. Ons het genade. Ons het vrede. Ons het niks minder nie. Van God af. Die Vader, die Gees en die Seun. Broer en suster, dit is so, nie waar nie. Die betekenis van genade en vrede gaan afhang van wie dit vir jou sê. Wie is die spreker van hierdie woorde? As dit van 'n mens afkom, het dit maar 'n redelike beperkte sin, nie waar nie? Want dit hang af watter mens dit vir jou sê. Dit gaan afhang wat sy verhouding met jou is en in watter konteks hy dit vir jou probeer sê. Waartoe hy in staat is, dalk is dit 'n baie invloedryke persoon, dalk is dit 'n baie ryk persoon. Iemand wat vir jou omgee, dan het die genade en vrede dalk 'n bietjie van 'n betekenis. Dalk wil 'n belangrike mens iets uit genade vir jou gee. Miskien kan daardie vir jou so 'n bietjie vrede gee. Maar die enigste waarborg wat die woorde uit 'n mens se mond inhou, is dat daar geen waarborg is nie. Daarom kan ons hoogstens vir 'n ander een dit toewens en sê, mag daar vir jou genade en vrede wees. Maar ek kan nie vir jou sê, daar is vir jou genade en vrede nie. Ek is nie by magte om dit te doen nie. Geen mens het daardie mag nie. Maar wanneer hierdie woorde vanaf die drie enige God kom, dan is dit heeltemal anders. Dit staan vas, dit staan seker. Daar is vaste grond waarop hierdie genade en vrede gebou is. Dit word lewe skenkende woorde. Woorde wat genade en vrede in jou lewe indra. Die Seun van die Vader, die Gees en die Seun is so troosryk. Dit is so kragtig. Johannes wy uit in beeldende taal oor die drie enige God wat sy kerk seën. En die manier waarop hy van die Vader en die Seun en die Gees praat, is gelyktydige inleiding en 'n opsomming van wat in die res van Openbaring gaan volg. En voor ons kyk daarna, kom ons kyk net gou na die volgorde wat binne hierdie drie persone genoem word. Naamlik Vader, Gees en Seun. Normaalweg praat ons van Vader, Seun en Gees. Maar Johannes maak pertinent Vader, Gees en Seun. En daar is boeke en boeke hieroor geskryf al. Ek dink jy mens moet te veel daarvan maak nie, want God openbaar homself as drie persone. En ons kan nie dit in 'n vaste vorm giet nie. Hy openbaar hom soos wat hy wil, soos wat 'n soewereine God die reg het om te doen. En ons kan nie met ons dogmatiek handboeke en ons eie idees hom vaspen nie. Maar daar's tog twee verduidelikings wat 'n bietjie van 'n antwoord wil gee oor die dieper betekenis wat die volgorde inhou. Die eerste verklaring het te maak daarmee dat Johannes aan die einde van die seën in sy lofprysing oor die werk van Jesus Christus voortbou. Daarom pas dit
logies in dat hy die Seun laaste sal noem, want dit is oor die Seun se werk wat hy nou gaan vorder. So daarom noem hy God, Gees, Seun. 'n Ander verklaring van die volgorde is aan die hand van die beeld van God wat op sy troon in sy hemelwoning sit. Dit wat ons in Openbaring 4 en 5 lees. As jy nie bekend is of vertroud is daarmee nie, gaan lees gerus vanmiddag. Maar ons kan dit ook sien in die lig van die tempel in Jerusalem. Die Vader wat die genade en liefde uitstort, is die allerheiligste, die klein plekkie waar die tempel en die voorhangsel hang. Van hier af vloei die genade en vrede deur na die heiligste, waar die 7 kandelare staan wat die Gees se simbool is. En hiervandaan vloei dit vorentoe na die brandofferaltaar, wat ons weet uiteindelik simbolies 'n heenwysing na Christus se offer is. En van daar af word dit dan op die gelowiges uitgestort. Maar oorgesiet synde, hoe dit sy ook al, God die Vader, God die Gees en God die Seun is die oorsprong van hierdie genade en vrede. Die wyse waarop hulle beskryf word, bied vir ons 'n baie ryk troos. Die Vader wat die gewer is van hierdie genade en vrede. Dit kom van hom wat is, wat was en wat kom. Dit kom soos 'n titel in hierdie woorde voor. Hy wat is, wat was en wat kom. Hoor jy die echo van Exodus? Waar die Here aan Moses homself voorstel as ek is wie ek is. Weereens openbaar die Here hom en hy sê, ek wat is, wat was en wat kom. Altyd teenwoordig, onveranderlik, in teenstelling met ons mense wat elke jaar ouer word. En soos Psalm 90 sê, in 'n oogwink is ons lewens verby. Hoogstens 70 of 80. Maar God bly vir altyd. Hy is van altyd af. Hy sal altyd wees en hy was altyd. Dis waaraan ons kan vashou. God is daar soos hy daar was en daarom weet ons dat hy altyd daar sal wees. Hy sluimer nie en hy slaap nie. Dit is hy wat daar was in mense se voorspoed, maar wat ook in besonder daar was in mense se teëspoed. Want al weet ons niks van die toekoms nie, weet ons dat hy daar sal wees, die uitdeler van die genade. Soos wat hy vandag vir ons genade en vrede gee, sal hy vir ons gee, het hy reeds vir ons gegee. Ons is getuies dat sy beloftes aan die mense van daardie tyd waar geword het. Ons as kerk is die getuies van God en die feit dat ons hom kan vertrou. Hy is vandag steeds God en daarom weet ons verseker dat hy in die toekoms ook God sal wees. Maar die Heilige Gees is ook die uitdeler van hierdie genade en vrede. Dit kom van die 7 geeste voor sy troon en dit is 'n bietjie van 'n eienaardige manier om die Gees te beskryf. Op 3 ander plekke in die Openbaring word hierdie beskrywing 'n bietjie uitgebrei. In Openbaring 4 vers 5 word van 7 fakkels gepraat, in Openbaring 5 vers 6 van 7 oë, wat telkens terugdui na die Gees. 7 dui weer eens op die volheid van die werk van die Gees. Alles wat ons in 'n 7voudige beskrywing vind in Openbaring, weet ons, is volheid. En daarom ook in Jesaja 11 word die Gees se werk 7voudig beskryf. Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. 7 beskrywings. Genade en vrede kom van die Gees af. Hy wat hier in elke gelowige in ons gemeente woon. Hy wat in elke gelowige op aarde woon. Dis hy wat ons in staat stel om daardie genade en daardie vrede vir onsself toe te eien. Dis hy wat die vrede binne in ons werk. Dis hy wat dit vir ons gee. Maar ook genade en vrede van die Seun. Hy wat dit verdien het vir ons. Hy wat in sy volheid profeet,
priester en koning was. Hy het vir ons genade en vrede verwerf. Dit kom van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Want broer en suster, as profeet is hy die getuie. Hy is die getroue getuie. Hy sê wat was, dat dit waarvan hy getuig het waar is. Sy hele lewe getuig van sy getrouheid en die waarheid wat hy spreek. As priester het hy homself aan die kruis geoffer. Hy staan op as eersteling van die wat gesterf het. Hy oorwin die dood. Vir hulle wat aan hom behoort, bewerk hy die opstanding en die versekering. Maar as koning sit hy aan die regterhand van God, waar hy oor alle volke, alle tale, alle rasse en alle nasies, ja, selfs oor Suid-Afrika heers. Hy regeer. Hy is in beheer. Hy het die koningskap wat niemand ooit van hom af kan wegneem nie. Hy is die koning oor alle aardse konings. Al hierdie goed is eintlik te veel om in een preek te noem. Dit is oorweldigend om daaraan te dink. Inteendeel, dit is eintlik te veel vir 'n mens om werklik te kan begryp, om tot 'n diepe verstaan te kan kom van wat presies dit beteken. In 2 verse, 1 groet, is al hierdie opgesluit. En eintlik is dit 'n opsomming van die hele boek Openbaring. Die hele evangelie in 'n neutedop. Jy kan die hele Bybel daarin lees. Van die Ou Testamentiese vrede wat deur die Nuwe Testamentiese genade vandag na ons toe kom. Om dit alles te verstaan is dalk ook nie die doel van Johannes se groetwoorde nie. Is ook nie die doel van vanoggend se preek nie. Want hierdie woorde is bedoel eerstens as trooswoorde. Oorweldige trooswoorde. Vasbytwoorde. Versekeringswoorde, oorwinningswoorde, verwonderingswoorde. Woorde wat ons in stomme verbasing laat staan. Woorde wat in die geloof toegeëien en geontvang moet word, wat met bedelaars hande dankbaar aanvaar moet word. Woorde wat moet lei tot blymoedige oorgawe in diensbaarheid aan hom, wat ons met sy bloed van ons sondes verlos, ons burgers van sy koninkryk maak, priesters vir God die Vader. Woorde wat ons moet lei tot lofprysing aan hom, aan wie al die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid behoort. Woorde wat voor in ons gedagtes moet wees, hier in hierdie lydensweek wat ons ervaar en waarin ons ingaan. Woorde wat ons moet laat besef, presies wat ons verlosser gedoen het en vir ons beteken. Geliefdes van die Here Jesus Christus, hoor vandag in jou eie omstandighede, as gemeente van God, die woorde van die boodskap van die openbaring van God, eien dit in die geloof toe, aan die kerk van die Here, oor alle tye, op alle plekke, maar in besonder aan die gemeente hier in Rustenburg. Genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is,
Here, hoe blymoedig maak dit ons harte nie om te weet dat U ons ontmoet, telkens weer in ons sonde bestaan. Maar Here, dat U ons nie ontmoet met woorde van baklei, van uittrap nie, maar met die woorde genade vir julle en vrede. Here, dit laat ons intens skaam kry. Wanneer ons opnuut besef dat 'n regverdige God, wat beloof het dat die straf op die sonde die dood is, ons sonde, my sonde, nie aan my gestraf het nie, maar aan Jesus Christus, die sondelose lam, hy wat geen oortreding begaan het terwyl hy hier op aarde was nie. Dit maak ons skaam kry, Here, wanneer ons besef dat die enigste aandeel aan ons redding juist die sonde is wat dit nodig gemaak het. En daarom smeek ons van U vanmôre dat U ons sondes ons nie sal toereken nie. Sien ons aan deur die verlossende bloed van Jesus Christus. Vergewe ons dit wat ons oortree teen U, waar dit is omdat ons nie weet van beter nie, of waar dit is uit loutere rebelsheid, wil ons van U vra dat U ons dit nie toereken nie. Lei ons in hierdie week, Here, dat ons in ons gedagtes sal hou, wanneer ons herdenk die lydenspad wat U seun hier op aarde geloop het, dat hy dit gedoen het sodat U ons kan ontmoet, sodat daar vir ons genade en vrede kan wees. Seën ons in hierdie week. Maak ons voorspoedig in alles wat ons doen. As dit U wil is, gee dat dit sal wees tot uitbou van U koninkryk hier op aarde. Seën U evangelie wat vandag verkondig word, waar dit ook al verkondig word. Skenk aan dit vlerke dat dit tot die uiteinde van die uithoeke van die aarde sal gaan, sodat die getal vol kan word en U weer op die wolke kan kom. Kom, Here Jesus, kom gou. Amen. Ons gee nou vir die diens van barmhartigheid. Broers en susters, kom ons sing hierdie gedeelte wat ons vanmôre behandel het. En ons gaan skrifberuiming 19:3 sing. 19:3 is die beruiming van Openbaring 1 vers 4 tot vers 6. Ons sing daarvan
al 4 die verse. Genade en vrede, sy hoor ons, van God wat in die hemel woon. Wat is, wat was, wat kom en van, die 7 geeste voor sy troon. Van Jesus Christus, onze Heer, en sy getuignis altyd trouw. Die eerstgeborene uit die dood, wat dood en doodsmag nie kon hou. Wat oor die koning seers tot al, die krone neerwerp aan sy voet. Hy wat ons lief gehad het en ons rein gewas het in sy bloed. Tot konings het hy ons gemaak, tot priesters om sy Vader teer. Om sy verhewe eer en krag, wat nou oor alles triomfeer. Kom ons bid saam om die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, ons volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.